sit met het baie uitgemaak. Ja, ek het groot geword in 'n huis waar sy die Here geleer ken het as kinders nie. Albei my ouers was alkoholiste. My pa het my ma baie sleg gesê, hy het partykeer hardhandig geraak. En op die ouderdom van 6 is ek en my suster kinderhuis toe. En ons was daar vir so 3 jaar. Toe gaan ons vir so 'n maand terug huis toe, toe stuur ons na 'n ander kinderhuis toe in Bethlehem. En toe ek daar kom, toe is ek 11. En die eerste rukkie het goed gegaan en alles was lekker. Toe begin ek verkeerde vriende maak. En ek het drugs begin gebruik, ek het weggeloop van die kinderhuis af, ek het skool gepang, ek het gedrink, ek het nie swaak gehad, wat sê nie. En 2014 toe stuur hulle my na 'n verbeteringsskool toe in Bloemfontein. En daar het my oë so 'n bietjie oop gegaan, want daar het ek regtig gesien wat van my gaan word as ek aangaan met wat ek doen. En ek het toe daar weggeloop, want ek was bang. En ek het toe huis toe gekom. En ek was so jaar by die huis gewees. En toe het my sussie se sielkundige pa gesê, nee, sy wil vir haar op 'n kamp stuur mispad toe. En sy mag toe 'n maatjie saamvat. Nou ek het die Here gehad vir alles wat met my gebeur het in my verlede. Omdat my pa gedrink het, omdat my ma gedrink het, omdat my pa ons geslaan het, omdat ek in 'n kinderhuis moes groot word. Ek was verskriklik kwaad vir hom en ek het geweier om enigiets met hom te doen hê. En toe het my ma vir my gesê, nee, ek sal na die kamp toe gaan. Sy wil niks hoor nie, ek sal gaan. En ek daai oggend, toe hulle ons kom haal het, toe het ek nog steeds nie gepak nie, want ek het gesê, ek sal nie gaan nie. Dis klaar. En ek het, my ma het my toe gesê, okay, nee, jy gaan, en dis die einde van die storie, toe my tasse gaan pak. Nie baie impressed met haar nie, maar toe kom ek op mispa. En toe het ek daar attitude van, okay, ek is nou maar net hier, en dit nou maar net vanaf verby gaan, en ek weet nie. Ja, en die eerste 3 aande, oom Willie Henning het daar gepreek. Dit was in Oktober vakansie gewees, 2015. Toe het ek die 3de aand, toe oom Willie, dit was in die 6de Oktober, toe het oom Willie sy getuienis gegee. En ek het so agterag in die kerk gesit en op die saal gesit. En ek het net begin huil. En ek kon nie verstaan hoekom ek huil nie, maar ek huil vir my pap. En oom Willie het toe die uitnodiging gemaak wat gesê het, okay, nee, ons moet agterbly en ons moet nie uitstel nie. Maar het so vinnig begin klop. En ek het nie geweet wat aangaan en ek het begin bang raak, want jy weet nie rarig wat om nou te verwag nie. En ek was op die punt om op te staan en uit te loop. Ek het opgestaan en ek het omgedraai. Toe kyk ek vir die deur, toe draai ek net terug. Toe sê ek vir myself, dit is nou die tyd om reg te maak. En ek het toe saam met een van die pelgrims gaan bid, Juret, die wat van julle wat al ken. En sy het toe vir my 'n versie gegee in Lukas 7. Dit is Lukas 7 vers 47. Wat sê, ek sê vir jou, omdat haar sondes baie was, ek sê vir jou, omdat haar sondes wat baie was vergewe is, daarom bewys sy baie liefde, maar hy wat vir min vergewe is, bewys min liefde. En ek het toe nie regtig verstaan wat die Here daar sê vir my nie, en ek het toe net gelos, en vroeër in die week het oom Willie gepreek en gesê, ons moet nie dink omdat ons nou 'n preek gehad het, ons hoef nie Bybelstudie te doen voordat ons bed toe gaan, want jy het jou persoonlike tyd by die Here self nodig. En ek het toe gaan sit en ek het toe gelees en ek kom toe op hierdie versie in Johannes 8 vers 36 af. Dit sê, eers as die Seun julle vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. En net daar het ek besef dat die Here werklik my sondes vergewe het en dat ek werklik 'n nuwe mens geword het. En toe ek huis toe gaan, was ek bang, want ek het geweet, al my vriende is daar en ek gaan nou een weer terugval en ek was bang ek word in die wêreld van die sonde ingetrek. En ek het die Here gevra voordat ek gegaan het en ek het regtig met hom gebid
En ek het gevra, Here, asseblief, wees met my, help my net, dat as ek teruggaan, dat ek nie weer teruggaan. En die Here het rarig met my gewerk, en toe ek by die huis kom, wat ek vergeet het om te deel, is my ma het 10 jaar, hierdie jaar is 11 jaar terug, wat sy opgehou drink het. En, net toe ek by die huis kom, dit was, ons raai, donderdag by die huis gekom. En, toe ek by die huis kom, dus my pa nie eens by die huis nie. En, toe vraag my ma, maar waar is my pa? Ongelukkig is hy by die huis, en dan lê op die bed en drink 'n bier, en kyk TV, en doen sy ding. En ek vraag vir my ma nie, maar waar is my pa? Sy sê nie, sy weet my, dis nie by die huis. En ons sit toe almal so, en later die aand toe kry ons 'n oproep, wat sê my pa was in 'n kar ongeluk. En ek dink toe, okay, nee, wat gaan nou aan? Die hele week was so amazing geweest, ek het so awesome gevoel. Nou kom ek by die huis, nou voel het of alles verkeerd gaan. En ons het toe by die toneel gekom, en toe hoor ons my pa dronk bestuur. En terwyl ek by mispa was, het ek vir die Here gebid om my pa te verander. Want hy drink nog steeds en goed, hy slaan ons daarin nie meer nie, maar hy is nog steeds, ja, nie op die regte pad nie. En toe weet ek vir die Here, toe vraag ek van, hy moet asseblief vir my pa se lewe opwerk, want ek weet nie of ek dit kan handle, die negativiteit in ons huis handle met hom daar, as ek nou teruggaan. En toe die polisie hom net toegesluit, totdat hy mos nou nugter is, en dan kan hy mos na huis toe kom. En dit was seker so 2 maande, wat hy elke aand net 1 bier gedrink het. Dat hy net 1 bier gedrink het, dat hy sy ding gedoen na die kamer, en dan slaap hy, en die afgelope 6 maande, het ek my pa nog nie 1 keer weer met die bier gesien. So, ja. Baie dankie.